Goeiemôre. Ek lees vanoggend uit Romeine 5 en ek wil dit graag met julle deel. Ek lees vers 3 tot 6. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk, en die lydsaamheid beproefdheid en die beproefdheid hoop, en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe. Jesus het vir ons gesê dat ons in hierdie lewe verdruk sal word. En wanneer ons dit lees in die woord, dan kom daar 'n brawe gedagte by ons op, dat ons reg is daarvoor. Dat ons bereid is om deur die verdrukking te gaan tot ere verheerliking van ons koning. Maar wanneer daardie verdrukking begin, dan voel dit nog lank nie so liberating en so geestelik soos wat ons verwag het nie. En dan het ons die geneigtheid om onder die druk terug te gaan na die plek waar ons soos verloorders voel. Hierdie is 'n wonderlike nuwe lenteseisoen. 'n baie lang winter is verby. 'n tydperk waar die Here saad in jou hart en in jou siel geplant het. Saad wat deur jou trane en gebede benat is nou reg om op te kom. Maar vir daardie saadjie om deur te breek, gaan hy verdrukking ervaar. Dit gaan ongemaklik wees. Dis 'n donker, 'n eensame plek. En dalk voel jy in hierdie oomblik soos 'n verloorder, soos 'n failure. As ek terugkyk na my lewe, dan sien ek hoeveel keer die saad reg was om op te kom. Maar in die oomblik van verdrukking het ek bang geraak en het ek dit wat die Here wou doen doodgedruk en teruggestap na my comfort zone en die heerlikheid van God se oorwinning gemis. Ek wil almal aanmoedig om in hierdie nuwe seisoen die verdrukking te omhels, om vreugde daarin te vind. Moenie dat 'n vergeestelike verwagting van wat dit is, jou skiem maak of laat twyfel of laat vrees nie. Volhard, sodat die saad sal opkom en groei tot 'n vreugdevolle loflied tot eer van die Here. Romeine 8 vers 18 sê, want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Dink vir 'n oomblik aan jou grootste seer en dink daaraan dat die heerlikheid van dit wat God aan jou gaan openbaar soveel groter is as die pyn wat jy nou het. En dat jou huidige pyn heeltemal uitgewis sal word. Die Here wil nou reeds in hierdie verdrukkingstyd vir jou daardie vrede gee. Hemelse vrede wat alle verstand te bowe gaan. So as dit so 'n bietjie ongemaklik raak in jou en om jou, gaan sit by sy voete. Sodat die liefde van God wat in ons harte uitgestort is, deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is, kan lewend word. En ons kan lei na waters waar rus is. Amen.